goeiedag graad 12. Ons gaan nou so 'n bietjie kyk na die Metro Noord Onderwys Distrik vraestel wat ons geskryf het. Dit is 'n eksterne vraestel. Beide vraestelle 1 en 2 het ons matrieks geskrywe. En dit natuurlik vir die noordelike voorstede. Jy sal sien die gemeenskaplike rekordeksamen September 2024. Snaakse vraestel gewees. Van die sterk kinders kon baie goed gedoen het. Maar die triek met die vraestel gewees was om die vrae korrek te beantwoord om jou punte te kry. So ons swakker gemiddelde leerders het so 'n bietjie afgegaan met punte, maar kom ons kyk gou na die antwoorde. Julle ken die instruksies en inligting van natuurlik altyd. Alright, veel keusige vragies. Ons sal gou 'n pen sommer hierso kies. As ons kyk na die eerste enetjie, watter een van die volgende is 'n funksie van gibberelline? Nou right, daar's 'n paar funksietjies wat jy net gaan leer. Ek weet dis die stimulering van saadontkieming. As jy nie al die antwoorde wil kry nie, né? Pause net voordat ek die antwoord gee en dan probeer jy die antwoord self uitfigure en dan gaan jy aan met die res van die vraestel. Alright. En ligstimulus word omgeskakel in 'n senuwee-impuls in die. Alright, so die iris, retina, optiese senuweesklere, maar as weer die fotoreseptore kom op die retina voor, so dit sal daarso plaasvind. Dan die vlak van aldosteroon sal heel waarskynlik toeneem en onthou aldosteroon se werk is om sout in die bloed te verhoog. Nou moet jy net vir jouself vra hoe jou liggaam sout gaan verloor. Eet van voedsel met 'n hoë soutinhoud? Nee, glad nie, want dan kry ons ekstra in. Oormatige sweet, definitief 'n opsie. Eet van voedsel met hoë glikose inhoud, die vernouing van bloedvate. Daar is hy. Oormatige sweet, want ons weet ons verloor sout in die sweetproses. Kom ons gaan aan na die volgende enetjie toe. Die deel van die brein word gestimuleer wanneer 'n leerder blootgestel word aan 'n verandering in omgewingstemperatuur. Nou, dit is ietsie wat jy moet ken. Daar is 'n paar breinfunksies wat baie belangrik is, maar dit sal 'n funksie wees van die hypothalamus. So asseblief, leer daai basiese funksies van die brein en jy sal op dit wees, man, op dit. Dan hierdie vraagie is 1.1.5 en 1.1.6 is van toepassing op hierdie skets. Julle ken die drills. Nou deel B dui die. Dis nou deel B daarso. Nou ons weet mos nou daar's die senuwee wat daarso hardloop deur die dorsale wortel. So daai senuwee moet 'n sensoriese senuwee wees. Maar ons weet ook dendriete gelei impulse na die selliggaam wat daarso sit. Akson gelei dit weg. So hierdie struktuur wat B is, moet die dendriet van 'n sensoriese neuron wees. So dit is C. Okay? Dan 1.1.6, die korrekte volgorde waar impulse van die reseptor na die effektor en die refleksboog hierbo beweeg, is daarvan af, daar's waar die reseptore sit, dis waar die vlammetjie is. Soos weet, B gaan die eerste een wees, dan hardloop die impuls deur die dorsale wortel, gaan in die rugmark in, gaan oor na E toe, so C, B, E, dan by die verbindingsneuron na die motoriese neuron wat D is, en uiteindelik A. So as kyk na hierdie opsies, C, B, E, A, D, 8, D, A, dit is daai, dis C, né? 6C. Dan 'n uittreksel uit 'n klier van 'n volwasse aap is in die bloedstroom van 'n jong aap ingespuit. Dit veroorsaak dat die jong aap abnormaal lank groei. Nou moet jy net weet, groeihormoon is obviously hier van toepassing. Groeihormoon is 'n vrystelling van die pituitêre klier. En dis D daarso as 'n opsie, die pituitêre kliertjie daarso. So ons het geen pyne nie. Dis D. Dan 8, 'n persoon ervaar die volgende simptome: verloor maklik gewig, is altyd honger, voel nooit koud nie. Die mees waarskynlike verklaring vir hierdie kombinasie van simptome, ooraktiewe tiroïedklier, skei te veel groeihormone af, is 'n diabetes, onderaktiewe hypothalamus. Nou ja, dit is definitief A, dis die tiroïedklier, is daai perdjie wat daar so sit. Ooraktiewe, want ons weet die tiroïedklier skei tiroksien af en tiroksien verhoog basale selmetabolisme. En dit beteken jou sel gaan meer respireer, meer energiebron verbrand. So ja, en dit beteken jy gaan makliker gewig verloor en as gevolg daarvan gaan jy altyd honger wees, voel nooit koud nie, want jy sit met hipertiroïdisme of ooraktiwiteit, ooraktiewe tiroïedklier. Nommer 9, pasiënt ly aan 'n onderafskeiding van ADH, onderafskeiding, né? So highlight sommer hierdie goeders wat nogal belangrik is, en dis ADH. Nou ons weet ADH is verantwoordelik vir die absorpsie van water, en indien jy 'n probleem met ADH, dan kry jy 'n toestand bekend as diabetes insipidus, nie mellitus nie, insipidus. So die probleem is as jy nie water kan, if there's no water retention, as jy nie water kan hou nie, dan gaan jy probleme hê met water inkry, en dan gaan jou liggaam vir jou trigger dat jy dors is, so jy verhoogde dors, is definitief 9C. Okay? Dit staan vir antidiuretiese hormoon, so jy wil nie water verloor nie.
So as jy te min van dit het, gaan jy baie water verloor en jy gaan dus verhoogde dors hê. So dit is C, beslis daar. Volgende enetjie 10, 'n leier het 'n ondersoek gedoen om die persentasie mense wat versiende is te bepaal. Onthou versiende, ek was nou te doen met die verandering van die vorm van die lens. En aan die lens is daar suspentoriese ligamente wat gemanipuleer word deur spiere in die ciliare liggaam. Okay, jou ciliare spiere. Maar die lengte van die mens, ouderdom van die mense, ligintensiteit en afstand. Ek kan sommer vir jou klaar sê, dit is definitief A. 10A is die probleem, die minste invloed gaan hê op so ondersoek. Want ons weet met ouderdom van die generasie van spiere sluit in die van die ciliaarspier, jou ligintensiteit beïnvloed jou vermoë om iets te kan sien, met 'n minder lig op die retina, beteken gaan 'n onduidelike beeld hê, so dit kan definitief 'n rol speel. En dan natuurlik ook die afstand, want jy werk mos nou hierso met om te bepaal wie versiende is. So hierso gaan A geen invloed hê nie. Lengte van mense het nie invloed op jou vermoë om goed te kan sien, naby, ver te kan sien ensovoorts nie. Okay, hierdie biologiese terme 1.2.1, tipe eier wat deur reptiele geproduseer word met ekstra embrioniese membrane, dis 'n amniotiese eier, hoor, amnioties. Die buis in die manlike voortplantingsstelsel wat sperms na die uretra vervoer, daar is twee ek sê 'n paar buise wat belangrik is, maar wat sperm na die uretra vervoer, dis die vas deferens wat daar so sit. Dan natuurlik wat sperm vervoer na buitentoe deur die penis, dit sal natuurlik die uretra wees, maar hierdie een van die testes na die uretra toe, dit is die vas deferens. 'n laag binne in die oog wat lig absorbeer en sodoende weerkaatsing verminder, dis die choroïdlaag, die een wat net aan die buitekant sit van die retina. Alright, die choroïd. 1.2.4, 'n hormoon wat deur die hipofise geproduseer word, wat melkproduksie by vrouens stimuleer. Nou daar's twee bekende hormone wat vrygestel word deur die hipofise wat te doen het met melkproduksie. En die een is oksitosien, maar dit is meer vir die vrystelling van melk. En dan kan jy vir die produksie van melk, en dit is prolaktin. So right, altyd van die hormone kom van die hipofise af, by the way. Maar prolaktin hierso. Dan die proses om 'n konstante interne omgewing in die mens se liggaam te handhaaf. Konstante interne omgewing, dit is homeostase. Ook 'n belangrike definisie, wat jy ook maar altyd weet, sal 'n goeie kans wees om in vraestelle voor te kom. 1.2.6, die stelsel in die liggaam wat prosesse reguleer deur die hormone direk in die bloed af te skei, dis die endokrine stelsel, hoor. So moenie laat hy woordjie stelsel vir julle uitgooi nie. Ek weet as party handboeke wat praat van die spysverteringsstelsel, die endokrine stelsel ensovoorts, maar so dis eintlik die stelsel in die liggaam en dit is die endokrine stelsel wat ons hormone vrystel en dit word direk in die bloedstroom vrygestel. Die struktuur waarin die grafse follikel na ovulasie ontwikkel, dit sal die corpus luteum wees. Die tak van die autonome senuweestelsel wat 'n verhoogde hartklop weer na normaal herstel. Nou jou autonome senuweestelsel is natuurlik nie onder jou beheer is nie. Alright? En dit is onder andere waar jy sit met hierdie twee effekte van die hormoon, effekte op die reaksies. En die een is dan bekend as simpaties en die ander een parasimpaties. Nou simpatiese aktiwiteite is alles die wat verhoogde hartklop, verhoogde asemhaling het, terwyl hierdie ene wat parasimpaties is, wat die antwoord is wat hulle hier wil hê, weer jou normaal herstel, jou hartklop weer stadiger maak. So dis parasimpaties. 1.2.9, die homeostatiese proses, dis ook 'n ding waarvoor hulle baie lief is, hoor, dis termoregulering. Omdat onder homeostase is, ons meestal van homeostase is hersieningswerk, hersiening uit graad 10 uit, die beheer van glikose uit graad 11 uit, die beheer van jou water, deur ADH, osmoregulering, ensovoorts, maar iets wat nie bykom is mos nou termoregulering, so jy weet, as 'n goeie kans dat hulle dit altyd gaan vra. Dan die skerp strukture wat gevind word in plante vir beskerming teen herbivore, dit sal wees of dorings, wat die mees waarskynlike antwoord is wat jy kan gee, maar ek weet hulle het ook stekels as korrek aanvaar hierdie eksamen. 1.3, julle ken hierdie drill hierso, vorm die placenta, die amnion of die chorion. Nou, as jy gaan kyk daarso, die placenta word basies gevorm deur twee strukture. En dit is gedeelte van die endometrium van die moeder, wat bekend staan as decidia, plus die chorioniese villi. Alright, so in hierdie geval is dit slegs B. Dan voortplantingsstrategieë by vertebrate waar interne bevrugting plaasvind.
ultrasiheel, omdat hierdie is maar net gaan oor die nadat die kleintjie gebore is, die mate van sorg wat die kleintjie vir homself kan hê, kan hy na homself kyk, het hy ouers sorg nodig ensovoorts, maar jy het voorbeelde van diere wat inwendig bevrug wat hierdie tipe ontwikkeling toon, as wel as inwendige bevrugting wat kan voorkom by diere wat daai tipe ontwikkeling toon, in elk geval. So, by hulle is dit beide A en B. 1.3.3, 'n afwyking wat veroorsaak word deur die degenerasie van myelienstede van die motoriese neurone. Nou hier weet ek is een van die, hoe kan ek sê, halfprobleme, die hindernisse. Die hele kinders moet streng volgens julle eksamen riglyne gaan. Soos ek sê, ek weet persoonlik, maar omdat my moeder Alzheimer's gehad het, weet ek dat Alzheimer's ook insluit die degenerasie van myelien. Maar omdat julle boeke primêr sê dat veelvuldige sklerose so probleem is die afbreek van myelien en Alzheimer's is die degenerasie van breinselle. Lys hulle nie die afbreek van myelien as 'n oorsaak of 'n gevolg van Alzheimer's se siekte nie, hoor. So as ek moet sê, julle moet streng gaan volgens julle inhoud. So in hierdie geval, ek weet ek het 'n sterk kind wat beide A en B geskryf het, want sy ouer was 'n dokter of is 'n dokter en hulle weet dit. Maar by die memo bespreking het hulle gesê ons kan nie hierdie ene aanvaar nie, want hierdie is op die eksamenriglyne as waar myelien gedegenereer word. So slegs A is hier so aanvaar. So sulke klasgoedjies, né? So asseblief volg streng die inhoud volgens julle eksamenriglyne wat vir julle gesê word wat julle moet ken. 1.4. Bestudeer die volgende diagramme. Nou ja, jy kan sommer sien hulle almal is endokriene kliere. Identifiseer die endokriene klier. Nou ja, daar is die tiroïedklier waar daar sit. So A is die tiroïedklier, B sit by die niere, so dis die byniere of die adrenale. En dan C, kan jy duidelik sien, daar is jou maag, en daar is jou dindarm, so dis jou pankreas waar daar sit. C is jou pankreas. Die werking van die klier in diagram A word deur 'n ander hormoon beheer. Nou daai oukie, die tiroïedklier word gestimuleer deur 'n hormoon wat natuurlik kom van die brein af, hypothalamus na die hypofise, en dan die hypofise stel dan die hormoon TSH, wat staan vir tiroïed stimulerende hormoon. So die antwoord hierso is TSH. Noem die klier, ek het dit reeds genoem, dis jou hypofise wat dit vrystel. En dan hierdie ook. Hier het baie van my kinders punte verloor want hulle het nie mooi, hoe kan ek sê, die konteks gedink dit gaan die tipe vraag wees vir daai antwoord nie. Maar noem die tipe interaksie tussen die klier in diagram A en die klier genoem in vraag 1.4.2. En dit is natuurlik negatiewe terugkoppeling, die negatiewe terugkoppelingsmeganisme. En daar was ook 'n geselsery op die memo bespreking oor moet die woord meganisme bykom. Sit dit maar asseblief by, net vir veiligheid. Dis die volledige negatiewe terugkoppelingsmeganisme. En hierdie is mos nou een van die voorbeelde, TSH op tiroksien vrystelling wat jy moet ken, en die ander een het te doen met geslagshormone wat jy ook moet ken. Maar dis die negatiewe terugkoppelingsmeganisme by daai ene. Dan noem die hormoon wat deur klier B, dis nou jou adrenale, jou byniere, afgeskei word van woelik vir die veg of vlug, dis maklik, dis adrenalien, ook 'n baie gewilde vraagie. En dan 1.4.4, noem die hormoon wat deur die endokriene klier C afgeskei word wanneer bloedglikose vlakke laag is. Onthou jou klier pankreas skei 2 hormone af. Die een is insulien, maar insulien verlaag jou bloedsuiker, met ander woorde wanneer dit hoog is. Maar hierdie geval is wanneer dit laag is, en dan is dit glikagon. Alright, daar het ek kinders ook 'n paar punte verloor, deur net nie heeltemal te dink nie. 1.5, dis ook nogal 'n triekie een hierso, want in die verlede het mense in die syllabus, en dalk is daar nog van die ou onderwysers wat vir die kinders leer van 'n multipolêre neuron en 'n unipolêre neuron. Onthou daai terme het verval. En daai is natuurlik op grond van struktuur. Destyds weet ek het vir die kinders geleer dat neurone geklassifiseer word op grond van struktuur en op grond van funksie. So op struktuur is hierdie een multipolêr, maar op grond van funksie is hy 'n motoriese neuron. Hierdie een is unipolêr want dit het een selliggaam met 'n enkele vertakking. So dis unipolêr of monopolêr, en op grond van sy funksie is hy 'n sensoriese neuron. Maar daai polêre definisies het verval. Julle maak net gebruik van sensories en motoriese neurone, hoor. So hierso is diagram 1 is 'n motoriese neuron en diagram 2 is 'n sensoriese neuron. OK. Identifiseer deel C. Daar is die selliggaam, né? Dis die selliggaam wat daar so sit.
en gee die letter van die deel wat die oordrag van impulse versnel. Dit sal jou myelien wees, wat B is in hierdie geval. Okay, B is daar. En dan die laaste vraagie is daar so, is inkomende impuls, tweede laaste vraagie, inkomende impulse ontvang, soos ons daarna gaan kyk, onthou dendriete ontvang impulse en stuur dit na jou selliggaam toe. Alright, so dit sal A wees, inkomende impulse, A. Ek weet van julle gaan dalk wil redeneer, maar jou akson ontvang ook mos impulse van jou selliggaam af en vervoer dit na, maar ja, maar die manier hoe hulle dit stel van inkomende impulse, aanvaar hulle as 'n impuls wat na die neuron toe gaan en dit word dan ontvang deur jou dendriete waar dit gelei na jou selliggaam en van jou selliggaam met jou akson na jou sinaptiese knoppies toe. So dis A. Dan die laaste enetjie, watter neuron 1 of 2 stuur impulse na die senuweestelsel? Nou dis baie maklike vraagie. En onthou, sensories gelei impulse vanaf jou reseptore na jou sentrale senuweestelsel en motoriese neurone vervoer impulse vanaf jou sensoriese jou senuweestelsel, sentrale senuweestelsel na jou effektore toe. So in hierdie geval sal dit definitief diagram 2 wees, na die dinge se toe. Ek weet ek het in die verlede gehou van die woorde afferent en efferent, maar ek dink julle gebruik dit ook mee nie. Julle gebruik net motories en sensories, maar wat afferent lekker gemaak het is afferent is hierdie ouetjie gewees, sensories of afferent, en die A in afferent was altyd na, NA vir na toe. En dit is maklik. En hierdie ou die efferent vir weg. Maar right, julle gebruik dit nie meer nie, soos motories en sensories wat julle moet onthou. As ons kyk na afdeling B, dan het is so die vraagie oor die oortjie. Julle kan self dink, hulle gaan altyd vra oor die oor en altyd vrae oor die oog. Maar dit is mos lekker om hierdie goeters te ken. Dit is mos redelik eenvoudig. Daar sit jy met jou uitwendige oorgedeelte tot en met die oordrom, dan tussen die oordrom en jou ovale venster met die buis van die staartjies is jou middeloor en dan alles in die binnekant, jou halfmaanvormige kanale en jou cochlea met jou gehoorsenuwee. Dit is alles jou inwendige oor. Alright. So, ek sê altyd vir my leerders, ek weet julle is redelik beperk vir tyd as julle vraestelle beantwoord, maar kyk afval na die skets en probeer klaar vir jouself soveel as moontlik inligting baie vinnig. Weer as die oordrom, dis die gehoorbeentjies waar daar sit, so voor venster, daar is die ronde venster, dis die buis van die staartjies. Sê vir jouself vinnig die funksietjies op en so aan en dan kyk jy na die vrae. En meeste van die keer het jy dit sommer vir jou klaar beantwoord al. So verskaf byskrifte vir B en C, ons het dit klaar daarso gedoen. B sal jou gehoorbene wees of jou ossicles. Ander naam vir jou gehoorbeentjies is jou ossicles. En dan D of C althans. C is jou ovaal venster waar daar so sit. Met ander woorde daar waar die staapies, daai beentjie aansluit. Dis 'n ovaal venster. Maar dit ook baie keer kry my kinders dit ook die mekaar. Sê ek maar hoe kan jy die mekaar kry? Die onderkant van 'n staapies is meer ovaal as wat hy rond is. So dis maklike manier om te onthou dat die ovaal venstertjie daar is en dat daar so sit jy 'n ronde venstertjie reg onder. Nou vra hulle nou een funksie van deel D. Nou ja, deel D, nou jy het vibrasies wat hier so deur hardloop. En dan het jy ook vibrasies wat hier deur hardloop, deur die middeloor, want dit is liggevulde ruimtes. En dan sodra jy werk met jou inwendige oor waar daar vloeistowwe is, praat jy nie meer van vibrasies, jy praat van drukgolwe. So hierdie dra die vibrasies oor na die inwendige oor om drukgolwe te genereer. Alright, en dit is die funksie van C. Alright, skies tog man, hulle vra die funksie van D. Kyk ek nou weer vir Nee, maar hierso. Gee die letter in die naam van die deel. Kyk, waar is ek heel die mekaar. Letter in die naam van die deel waar dreineringspypies geplaas word en dis jou tympanum wat A is of jou oordrom kan jy ook sê, maar dit is daarso waar hulle die grommets inplaas. Die dreineringspypies waarvan hulle praat. Funksie van D, jou ronde venster. Nou soos ek nou nog gesê het, as daai vibrasies oorgedra word na drukgolwe toe en hy golwe hardloop hier so deur die cochlea. Onthou daar's altyd, hoe kan ek sê, golwe wat terugtref. En om seker te maak dat daar nie weer klanking vorm is nie, absorbeer hierdie ronde venstertjie daai drukgolwe. Alright, so dit is die antwoord. Dit absorbeer drukgolwe om weer klanking of echos te voorkom. Verduidelik die uitwerking van gehoor as deel E geblokkeer is met slijm. Alright, natuurlik, want jou gehoorbeentjies sit in deel E, hierso in hierdie gedeelte in die inwendige oor. So as hierdie gedeelte, hoe kan ek sê, as E, wat jou buis van die staartjie is, geblok is, sy funksie is om die druk weerskante van die tympanum te reguleer. So outomaties as daar slijm hierso opbou, gaan jy sukkel
om die drukweerskante te kan beheer, en dan ook gaan jou tympanum minder vibreer, wat beteken jou gehoorbeentjies se vibrasies wat hulle oordra gaan minder wees, en jy sukkel, dis op die einde van die dag, sukkel jy om duidelik te hoor. Jy sukkel met gehoorverlies. Alright. En dan die laaste ouetjie beskryf die proses van gehoor vanaf die tyd wat die klankgolwe deel A bereik. Nou mense, dit is so 'n logiese proses, en dit is my altyd hartseer as kinders punte weggooi met hierdie tipe vrae. Jy kan maar sien, vibrasies gaan ons met jou gehoorgang, en dan laat dit jou tympanum vibreer, of jou oordrom. Daai vibrasies word nie net oorgedra na jou gehoorbeentjies, maar word ook deur jou gehoorbeentjies versterk. En dan gaan jou ovaal venster begin vibreer, wat vloeistof, jou perilymf, in jou inwendige oor laat begin vibreer. En daai vibrasies gaan opgetel word deur jou orgaan van Corti, wat hier in jou cochlea sit. En jou orgaan van Corti gaan dit omskakel na 'n impuls toe, en daai impuls gaan met jou gehoorsenuwee gelei word na jou cerebrum toe, waar gehoor geïnterpreteer word. So dis so net so logiese proses. Alright, maar hulle is lief daarvoor om dit ook te vra. 2.2. Nou ja, hierso kyk jy hierna en dan probeer jy uitfigure wat hier aangaan. Maar begin altyd by die maklikste. Jy weet tog self, daar sit 'n hormoon A, hulle gee vir jou estrogen, hulle gee vir jou FSH, dan vra hulle hormoon B. So natuurlik is dit altyd maklik om vir jouself te sê, maar luister, die twee hormone, want daar's altyd 4 bekende hormone. En dis estrogen, progesteroon, LH en FSH. Maar hulle gee vir jou 2 hiervan. So jy moet net uitfigure, is daai progesteroon of is daai progesteroon? Nou dit is baie eenvoudig. Hierdie een is definitief LH, want onthou LH is verantwoordelik vir ovulasie. Ongeveer by dag 14, om en by dag 14. En dit sal definitief dan wees. En ons weet ook progesteroon vorm ook of sy konsentrasies verhoog na ovulasie. Want na ovulasie gaan die oorblyfsels van die Graafse follikel verander in 'n corpus luteum. En die corpus luteum gaan jou progesteroon vrystel. En dis waarom hierdie hormoon progesteroon is. Dan sê hulle beskryf ook, so 2 funksies van hormoon A, soos jy die hormoonklaag geïdentifiseer het as LH, kan jy sê dis verantwoordelik vir ovulasie, punt nommer 1, en dan ook die vorming van die corpus luteum, punt nommer 2. Beskryf die effek van estrogen op die endometrium vanaf dag 7 tot dag 13 toe. Alright. So jy kan duidelik sien, daar's 'n toename van dag 7 af, min of meer daarso, tot dag 13, is daar 'n toename in estrogen. Maar ons weet dat jy hoef nie eens na die grafiek te kyk nie. Daar's 'n toename in, kyk waar kyk ek, hierso, daar, kom ons wag, dit maak sommer 'n duidelike dingetjie daar. Daar is ons estrogen, daai ouetjie wat daar loop. Daar kan jy sien duidelike toename. Alright? Duidelik. Dis eintlik al voor dag 7. Maar daar's 'n toename tot net voor ovulasie. Alright? Nou vra hulle net vir jou dood eenvoudig, wat is die rede vir daai toename? Nommer 1 is jy moet sê dis 'n toename vir 'n punt. En nommer 2, wat is hy verantwoordelik vir? Die effek vra hulle. Die effek is dat dit die endometrium gaan verdik. Alright, dit berei solank die endometrium voor vir implantering, of jy kan sê dit maak die endometrium voorlopig meer klier en bloedvatryk. Dit beteken presies almal dieselfde ding. Alright. So 1 punt vir die toename van estrogen en die tweede punt vir die toename in dikte van die endometrium vir jou tweede punt. Dan 2.2.3 stel 'n moontlike rede voor vir die handhawing van hoë hormoonvlak B na die 28-dag siklus. So jy sien hierso in hierdie geval gaan jou hormoon B val daarso. Maar hulle wil weet as hy gehandhaaf word indien hy aangaan na die 28-dag siklus. En jou rede daarvoor is natuurlik, kom ons maak gees hierso toe. Indien bevrugting plaasgevind het, gaan daar mos nou jou corpus luteum bly behoue vir 12 weke. Alright, voordat die placenta die funksie van progesteroon en estrogen vrystelling oorneem, maar 12 weke. En dit is waarom daai hormoon hoog bly. En die rede daarvoor is, en dit is wat hulle hier wil weet in hierdie antwoord, is sodat jou endometrium nog steeds kan ontwikkel en meer bloedvat en meer klierryk raak, met ander woorde om dit verder voor te berei vir moontlike implantering. Alright, so daar's jou 2 punte. Om die voering van die endometrium in stand te hou, punt nommer 1, vir implanting, punt nommer 2.
Hy't volgende enetjie hierso en dan verduidelik waarom die afskeiding van FSH geïnhibeer word deur die hoë vlak van hormoon B. Nou daar's 3 punte daarso vir jou. Alright. So nommer 1 is progesteroon. Jou eerste punt sal wees progesteroon inhibeer die vrystelling van FSH vanaf die hipofise of die pituitêre klier. Jou tweede punt sal wees sodat geen follikels gestimuleer word om te vorm nie. Met ander woorde, punt nommer 3, sodat ovulasie nie kan plaasvind nie. So dit is waarom dit so belangrik is dat jy FSH, want onthou as daar eier sel gaan vorm, as follikels vorm, gaan estrogen vrygestel word, as estrogen vrygestel word, gaan LH gestimuleer word en dan gaan ovulasie plaasvind. So hierdie hormoon B, progesteroon, sorteer albei daai probleme uit. So dit inhibeer die hipofise om FSH vry te stel, inhibeer hom, geen FSH nie, en dit wil sê geen follikels gaan vorm wat estrogen kan vrystel nie, en dit wil sê ovulasie kan ek nie plaasvind nie. Daar is jou 3 punte daar. Okay, 2.3, bestudeer die diagram hieronder. Ons kan klaar sommer sien as die manlike geslagstelsel, is ook lief daarvoor om vra oor die spermselletjie te vra, veral deel A, hulle is lief daarvoor. So identifiseer dele B, nou daai is jou epididymis wat daar so sit, en dit is waar jong spermselletjies tydelik gestoor word, sodat hulle nogal volwasse kan word daarso. Dan C is jou uretra wat hier so hardloop, jou uretra. So daar is daai tweetjies. Ek wil net gou hierso gaan vinnig dit sien net gou. Daar is hy. Daar. Noem die rol van deel A tydens bevrugting. Alright. Nou, jy kan weer eens sien as ek 2 punte. Die eerste punt sal wees dat jy dit identifiseer as die akrosoom waarin ek leer sommer met my kinders litiese ensieme. Okay, litiese so dit maak hulle maklik om te onthou litiese ensieme. En hulle gaan dan verantwoordelik wees om die buitenste membrane van die ovum af te breek. Right, en daar is jou tweede punte, die ovum of die eiersel. Maar hulle is verantwoordelik om die buitenste membraan van die eiersel of ovum af te breek. Okay, volgende een. Verduidelik een funksie van die vloeistof wat deur die prostaatklier afgeskei word. Net een funksie, maar hulle sê verduidelik. Right, vir jou 2 punte. So jy kan nie net sê dat dit alkalies is of dat die vloeistof alkalies is wat afgeskei word deur die prostaat nie. Alright. Jy moet ook sê waarom dit behulpsaam is, wat die doel daarvan is. En dit sal wees om die sure in die vagina te neutraliseer. Okay, so daar 'n punt vir alkalies, jy kan 'n punt kry vir die toestand in die vagina neutraliseer, dan kan jy ook 'n punt kry vir die feit dat jy sê daar slijme teenwoordig, wat die beweging van spermselle vergemaklik. Jy kan ook sê daar's voedingsstowwe wat daar so in voorkom, wat natuurlik energie gaan verdien, of energie voorsien vir die swemmende spermselletjie. So as 'n klomp dinge wat jy kan noem. Ek het een keer vir een van die kringbestuurders gevra, een van die vakadviseurs, skuis tog. Moet die kinders nog individueel die funksies van hierdie seminale vesikel, die prostaatklier en die bulboeretrale of die kelperkliertjie te ken? Toe sê sy nee, jy moet dit nou net gesamentlik ken. So die funksies van elkeen van hierdie individueel gaan nou aanvaar word vir whatever struktuur hulle vir julle vra. Alright. So enige is, maar die maklikste een is altyd, hulle is liefste voor die prostaat, en dit sal altyd wees omdat dit alkalisiese vloeistof het om die sure in die vagina te neutraliseer. Alright. Sodat meer spermselletjies natuurlik kan oorleef. Dan sê hulle 2.3.4, spermselle en eierselle word deur gametogenese geproduseer, en dit gebeur wanneer diploïde selle meiose ondergaan. Tabuleer 2 verskille tussen gametogenese by mans en vrouens wat nie in die teks hierbo genoem word nie. Nou, nommer 1 is teken jou tabel. Al het jy niks in jou tabel nie, jy gaan altyd 'n punt kry. Kom ons sien is 'n onewe getalletjie daai. So jy gaan 'n punt kry vir jou tabel. Right. En dan noem altyd die mees waarskynlikste verskille tussen dit. Moenie net hoe kan ek sê, like onwaarskynlike goeders gaan uitdink wat wel verskille kan wees ensovoorts. Dink aan die maklikste. En die maklikste is natuurlik gametogenese by mans staan bekend as spermatogenese en gametogenese by vrouens staan bekend as oogenese. Spermatogenese by mans word gestimuleer deur testosteroon, terwyl by vrouens word gestimuleer deur FSH. Okay? Gametogenese by mans vind plaas in die testes of die testicles, en by vrouens vind dit plaas in die ovariums. Nog 'n verskil sal wees,
by gametogenese by mans word as 'n moedersel begin ondergaan meiose, daai primordiale kiemepiteelselle, word 4 spermselle geproduseer, terwyl by vrouens word 1 eiersel geproduseer en 3 polêre liggame. Okay, dan nog 'n verskil wat jy ook kan sê, gametogenese by mans, onthou begin by puberteit, terwyl gametogenese by vrouens, die oogenese proses, al begin voor puberteit, dit begin al by geboorte. Onthou meiose 1 vind al plaas, 'n vrou word klaargebore met haar primêre follicles, wat weer by puberteit gestimuleer word om meiose 2, om meiose verder te vat, en dan as bevrugting plaasvind, dan vind meiose 2 eers plaas. So dit is nogal interessant, maar mans by puberteit eers, vrouens voor puberteit, met ander woorde by geboorte en by puberteit. So ja, 2.4, die onderste menslike brein is tog so lief daarvoor. Nou kan ek vir jou sê, dis cerebrum. Wees baie dankbaar, want in die verlede moes ons geleer het van 'n frontale lob, jou parietale lob, 'n occipitale lob en temporale lob teen die kant. Nou hoef jy net hierdie hele struktuur te ken as die cerebrum. So al die individuele funksies word nou saamgegooi onder cerebrale funksies. So as die cerebrum, kan ek vir jou sê, dis die corpus callosum. Nee, die corpus callosum, dis so wit stof wat jou 2 hemisfere van mekaar verdeel. Weereens, moet net nie die mekaar raak met die corpus luteum nie. Corpus luteum is waar in die graafse follicle oorblyfsels ontwikkel binne die vrou se ovarium, genade. Dis die corpus callosum. Okay. B is jou cerebellum, dis lekker. C sal jou spinale koord wees, op jou rugmarg. En D sal wees jou hypothalamus. Dat hoor my hypothalamus genade, medulla oblongata. Daar waar jou rugmarg vir die eerste keer vergroot, staan bekend as jou medulla oblongata, daai verwydingsarea van jou spinale koord. Alright, voordat dit oorgaan na jou res van jou brein toe. En dan E sal wees jou hypofise waar daar sit. Nou skryf die letter in die naam van die deel wat die 2 hemisfere van A verbind. Nou ek het nou net vir jou gesê, dis F vir 'n punt en corpus callosum vir jou tweede punt. Daar is kinders wat so vinnig is, dan skryf hulle net die letters neer en vergeet om die name neer te skryf. So jy gooi 'n punt, 3 punte in die jy gooi dit weg. So asseblief, kyk, lees julle vrae, genade, moenie so senuweeagtig wees, wees rustig. En dan vrywillige aksies koördineer. Dit sal wees B en dit is jou cerebellum. Alright, onthou A initieer willekeurige aksies, vrywillige aksies, initieer dit, terwyl B dit koördineer. C, endokrine kliere, wel het jy dit, is E en dit is jou hypofise. Kwai, ek hoop julle doen nog so goed sover. Nou hierso, noem 2 maniere waarop die brein beskerm word. Nou ek kan vir jou nou sê, daar's 3 antwoorde wat aanvaar word. Dit is nommer 1 is jou kranium, nommer 2 is jou meningie, dit wil sê jou breinvliese, en dan nommer 3 is jou cerebrospinale vloeistof. So jy kan enige 2 van daai 3 noem. Ek weet, ek het op skool geleer dat jou wervelkolom, omdat dit gekurf is, speel ook 'n rol met skokabsorbering wat jou brein kan beskerm, maar hulle aanvaar dit nie as 'n antwoord nie. So jy kan of net kranium en moenie skryf skedel nie, jy gaan nie die punt kry nie. Daar's 'n verskil tussen die kranium en die skedel. Okay, die kranium is 'n gedeelte van die skedel wat jou brein beskerm, wat jou brein omring. So asseblief, is jou kranium, meningie of jou cerebrospinale vloeistof. Enige 2 van daai 3. Dan sê hulle vir jou, is 2.4.3, harsanskudding. Nou, hier is 'n tipiese toepassingsvraagie. En harsanskudding is 'n tipiese traumaties besering waar die kop en brein vinnig heen en weer skud. Dit kan vaag visie, verwarring en onduidelike spraak veroorsaak. Noem die deel van die brein wat deur die harsanskudding geaffekteer word. Nou al daai funksies, visie, verwarring en spraak, is almal funksies van jou cerebrum. Alright, so dis die antwoord daar, cerebrum. Dan B vra hulle verduidelik hoekom harsanskudding nie hartklop affekteer nie. Onthou, hartklop is 'n autonome reaksie wat beheer word deur jou medulla oblongata. So in hierdie geval word die medulla oblongata nie geraak nie deur harsanskudding nie. So dis die eerste ding wat jy moet sê vir jou 2 punte. Medulla oblongata beheer hartklop, dit beheer ook asemhaling, maar hartklop is hier van toepassing. En dan die tweede ding is in hierdie geval
sien hulle vir jou, dit sluit nie in hierso by die verskillende probleme wat veroorsaak is nie. So, dit is nie geaffekteer nie. So, dit moet jy asseblief deur hierdie hersenskudding vir jou tweede punt. Dan beskryf die ontwikkeling van die sigoot tot implantering. En dit is ook altyd vir my 'n vraagie wat jy, dit is jou roots hierdie. Hoe kan jy nie van jou roots wil leer nie? Dis hoe jy begin het. Alright, so hulle sê dis skryf ontwikkeling van 'n sigoot tot implanting. So jou eerste punt sal wees, onthou die hele punt, al die ontwikkeling tot nou toe vanaf 'n sigoot is altyd deur mitose. Alright, meiose is net verantwoordelik vir die produksie van geslagselle. So, hier sê vir jou eerste punt, sigoot ondergaan mitose. Dan vorm 'n bol selletjies, bekend as 'n morula. Alright, die morula verdeel weer mitoties. Al sê jy dit weer, gaan jy tweede punt kry. En dan vorm 'n hol bol selle. Nog 'n punt, wat bekend staan as 'n blastocist of 'n blastula. Nog 'n punt. En dan kan jy sê, die blastocist plant in die endometrium. Okay, daar is 'n tot en met inplanting. So daar het jy potensiële 2, 4, 6 puntjies wat ek nou genoem het, wat jy kan kry, jy hoef net 5 van hulle te noem. Maar so 'n logiese prosesie. So yes, gaan leer die goedjies man. Dan vraag 3.1. Agapievisse het baie interessante voorplantingsmetode. Tydens paring plaas die mannetjie pakkies sperms binne in die wyfie se voorplantingsopening deur 'n orgaan wat die gonopodium genoem word. Hierdie proses vind verskeie kere plaas en die wyfie berg dan van die ekstra sperms. Daar is 'n paar diere wat sperms kan berg en hulle self later, ek weet mure kan dit doen, sekere slange kan dit doen. So is nogal interessant. Die bevrugte eiers bly binne in die wyfie se liggaam totdat hulle uitbroei en die kleintjies word lewendig gebore. Die gestasieperiode is gewoonlik tussen 22 en 28 dae, né? Dis die periode van swangerskap. By julle gebruik ons nou die woord gestasie. Noem die tipe bevrugting by guppies. Nou ja, hier sê hulle mos dit plaas deur 'n orgaan binne in die wyfie. So bevrugting moet inwendig wees. Ek het actually 'n paar kinders wat uitwendig as 'n antwoord geskryf het, wat my baie keer net verstom. Daar staan binne in die wyfie. So ja, wil jy die eiersel en die spermselletjies moet weer buite te swem spesiaal? Nee, dit gaan nie gebeur nie. Inwendig. 3.1.2 verduidelik een manier waarop hierdie tipe bevrugting in vraag 3.1.1 genoem word, voorplantingssukses verhoog. Wel, jy kan sê die sperm word in die vroulike liggaam gedeponeer. Dis verhoog dit die kanse vir bevrugting. Die sigote is binne in die liggaam, sigote wat ontwikkel in die gamete, en dit is natuurlik meer beskerming teen roofdiere en omgewingsgevare. Nou die lekker ding van hulle is, hulle vra net vir een manier, so jy sal dubbelpunte gekry het vir enige van daai wat ons genoem het, van die spermselletjies wat in die liggaam gedeponeer is, wat die kans vir bevrugting verhoog, poms, dubbelpunte. Gamete in die sigote ontwikkel binne die liggaam, vir meer beskerming teen predatore, bom, dubbelpunte. So ja, is lekker. Noem hoekom guppievisse as ovovivipaar beskou word. Nou nommer 1 is die eiers broei binne die wyfie se liggaam uit, né? En dan word die kleintjies lewend gebore. So ja, as die eiers binne in die liggaam uitbroei, of die eiers broei binne die liggaam se wyfie se liggaam, dis waar die ovideel vandaan kom. Die vivideel kom van lewend gebore, lewendig. So dit is die 2 antwoorde wat julle daar sou gee. 3.2. Volgende grafiek toon die verandering in die sentrale deursnee van die lens van die menslike oog, terwyl daar na 'n voorwerp op verskillende afstande van die oog gekyk word. Ja, noem die fisiese proses wat hierdie grafiek geïllustreer word. Mense, dis oogakkommodasie. Daar's net 2 funksies van die oog wat jy moet ken. En die een is pupilmeganisme, maar dit gaan oor die hoeveelheid lig wat ingelaat word, en dan kry jy oogakkommodasie, wat te doen het met die verandering van die lens vir fokus van voorwerpe. Alright, so dis oogakkommodasie. Jy kon net akkommodasie geskryf het, ek dink hulle sou dit ook aanvaar het, maar wees maar volledig vir veiligheid man. 3.2.2 verduidelik 2 maniere waarop die lens struktureel geskik is om sy funksie te verrig. 2 maniere en dit tel 4 punte. So jy kon gesê die lens is deursigtig vir 'n punt, om lig deur te laat. Dis mos logies vir jou tweede punt. Die lens is bikonveks vir refraksiebreking van lig. Die lens is elasties en kan van vorm of konveksiteit
verander. Alright, hy moet mos meer bolvormig en minder bolvormig word. So dis elasties, alright dit, deursigtig om lig deur te laat, hy's bikonveks vir 'n fraksie, breking van lig, en hy's elasties, omdat hy meer en minder bolvormig moet word tydens die akkommodasieproses. So daai het jy het. Jy kan enige twee van daai genoem het, dubbelpunte, boom, shakalaak, 4 punte in die sak. Nou vra hulle, beskryf die verhouding tussen die afstand van die voorwerp vanaf die oog en die deursnee van die lens. Nou die deursnee van die lens neem af, soos wat die afstand verder gaan. Want jy moet onthou, hoe nader 'n voorwerp gaan, hoe groter raak die voorwerp. En hoe groter die voorwerp is, hoe meer moet jou lens dit breek, lig breek, sodat dit ontval op die fokuspunt agter op die oog. Alright, so dit raak meer bolvormig as 'n voorwerp nader kom, want meer bolvormig breek meer lig. En as hy verder weg beweeg, soos wat hierdie vraag nou van toepassing is, beteken dit gaan, die deursnit gaan verklein, dit gaan minder bolvormig of minder bikonveks wees. OK. Verduidelik hoe die vorm van die lens 'n persoon in staat stel om 'n boek te lees, en dit het van my kinders baie swak beantwoord. Onthou, 'n boek is 'n voorwerp wat naby is. En omdat die voorwerp naby is, gaan jou oog meer bikonveks. Hulle aanvaar ook as jy net konveks geskryf het, hoor. Maar dit gaan meer konveks, of ek sal net sê meer bolvormig. Is maklik om te onthou. Gaan meer bolvormig raak, sodat lig makliker gebreek gaan word, sodat jy natuurlik 'n duidelike beeld op die retina vorm. En daar soos dit, so eenvoudig soos dit. Die lens raak meer bolvormig of bikonveks, lig word meer gebuig, sodat jy 'n beeld op die retina vorm. Maklike 3 puntjies, man. Ons is amper klaar nou, is nie te ver van klaafie. Kyk, 3.3. Grafiek so dit sit is hier so bo met grafiekie ondertoon die bloedglukose konsentrasie van 2 mense A en B oor 'n tydperk van 2 ure nadat hulle 100 gram van die glukose drankie ingeneem het. Nou sê jy, so persoon A is nie in staat om sy bloedglukose effektief te kan reguleer nie, noem die siekte waaraan die persoon ly, dis diabetes mellitus. Alright? En dan maak nie saak of hy dit net effektief nie, of hy dit kan verhoog of dit kan verlaag, hy het 'n probleem. Dis diabetes mellitus. Dan verduidelik een moontlike rede waarom die bloedglukose konsentrasie in persoon A hoog bly. Want die mees logiese ding is jou pankreas produseer dalk te min insulien, of jou liggaam het 'n weerstand teen insulien, is insulien bestand. Alright, en as daar nie insulien is, kan bloedglukose nie na glikogeen omgeskakel word nie, of jou selle stimuleer, jou liggaamselle, om die insulien om die glikose uit jou bloedstroom te kan opneem. So daar sê ja. So verduidelik, maar jy hoef net een van die redes te noem. Alright, so die insulien is of weerstandig of as te min, en dit wil sê jou bloedglukose kan nie omgeskakel word na glikogeen, of jou stelle gestimuleer word om dit te kan opneem nie. Sodoende te verlaag nie. Hierdie is 'n maklike vraag gewees. 3.3.2. Bereken die verskil tussen die bloedglukose konsentrasies in millimol, neem ek aan, van persoon A en persoon B teen 120ste minuut. So al wat jy moes gedoen het, jy moet hier reg het jy afgegaan het. En die mense gaan nooit vir jou snaakse goeters vra nie. So hierdie en duidelik daar 4 hierdie kant, en as jy daai ouetjie van duidelik aan die ander kant toe daarso, is hy selfs as daai perd. Hy gaan omtrent daar val, daar. As jy hom reg het oorvat. So dit gaan 13 mee, smack bang in the middle. Jy hoef nie 13,4 en al sulke goeders nie, 13. En dan 13 minus 4 gee vir jou 9. Nou in hierdie geval, omdat hulle vir jou die konsentrasie hierso gegee het, het hulle hierdie keer 'n punt gegee vir 'n eenheid nie. Maar ek sal maar altyd dit bysit vir veiligheid, definitief. Dan noem 2 hormone wat die teenoorgestelde effek op bloedglukose het. Bloedglukose konsentrasie het as insulien. Nou insulien onthou verlaag bloedglukose. So hulle wil weer 2 hormone wat verantwoordelik is om bloedglukose te laat toeneem. En ek kan vir jou nou sê glikagon is een van hulle, want dit is mos nou maar die antagonis van insulien wat kom vanaf die pankreas. En dan die tweede een gaan wees adrenalien, omdat adrenalien verantwoordelik gaan wees om spier aktiwiteit te stimuleer, wat geweldig baie respirasie moet ondergaan, hitte produseer, bewerasies, blablabla, en daarvoor het jy glikose nodig vir toenemende respirasieprosesse tydens hierdie veg of vlug reaksies. So adrenalien is definitief een. Ek weet party kinders het geskrywe tiroksien. Nou ek sou tiroksien nogal reg aanvaar het,
want soos ek sê, tiroksine verhoog ook selmetabolisme, en selmetabolisme, soos ek sê, benodig mos nou outomaties respirasie om te versnel, wat glikose en suurstof soek, so bloedglikose gaan ek outomaties moet styg. Maar in hierdie geval weet ek, hulle het net daai twee as korrek aanvaar, glikagon en adrenalien. So hou maar by die twee obvious ouens wat daar so is. OK, 3.3. Nou hier so ondersoek is gedoen, effek van kreatien-aanvullings op die vlakke van testosteroon in die bloed van gewigstoot mans te bepaal. Prosedure is as volg. Julle kan daai vir julle self deurlees. Hulle is vir 8 weke dieselfde dieet en oefenroutine. Hulle testosteroonvlak is elke dag vir 'n tydperk van 8 weke gemeet. Hulle is vir 8 weke elke kreatien-aanvulling saam met hulle dieet gekry. Testosteroonvlakke elke dag weer gemeet. Gemiddelde vlakke is voor en na die kreatien-aanvullings ensovoorts. En die gee hulle vir julle die gemiddelde. Voordat kreatien-aanvullings is, die vele testosteroon en na dit is. Alright, so hulle formuleer 'n ondersoekende vraag vir hierdie ouetjie. Mense, daar is dit. Sal kreatien-aanvullings die vlakke van testosteroon in die bloed van gewigstoot mans beïnvloed? Daar is dit, die sê dan nou vir jou. Dit was die doel, so die ondersoekende vraag is, sal dit? OK, so ek weet nie hoe jy punte nie daar kan kry nie. Noem 2 faktore wat oorweeg is oor die gewigstoters om die geldigheid van hierdie ondersoek te verseker. Wel, outomaties moet jy altyd kyk dat die ouens aan min of meer dieselfde ouderdom is, dat die ouens almal ewe gesond is, dat hulle dieselfde dieete volg, dat dieselfde oefenroutine het. So, daar's is goedjies wat jy kan noem, maar 'n hele paar goed. Die volgende enetjie daar noem 2 maniere waarop die betroubaarheid van die resultate in hierdie ondersoek verseker is. Jy moet altyd onthou, daar's 2 antwoorde wat jy hier moontlik kan gee. Maar indien hulle vir jou 'n fisiese voorbeeld gee van 'n ondersoek, moet jy die inligting in die ondersoek van toepassing maak op jou antwoorde. So ek weet die antwoorde is altyd groot steekproefgrootte en herhaal. Maar hier moet jy dan noem, die feit dat jy 100 gesonde gewigstootmans gebruik het, jy het 100 mans gebruik, dis jou steekproef antwoord. So 100 is daar so 'n punt, en dan die tweede ding is, dis vir 8 weke gedoen. So is net vir een dag gedoen nie, dis vir 8 weke, so jy dit herhaal elke dag vir 8 weke lank. En dis waar jou herhaling inkom. Dis vir 8 weke gedoen, 2 punte. Dan sê hulle, beskryf die kontrole wat vir hierdie ondersoek gedoen is. Kontrole, hoef jy net te gesê het, dis testosteroonvlakke is in die bloed gemeet voor die toediening van die kreatien-aanvullings. Alright, daar sê hulle vir jou, gemiddelde vlakke van testosteroon in die bloed voor. So dit is wat dien as jou kontrole, waarmee jou antwoorde, jou resultate gaan vergelyk. Dis die hele doel van 'n kontrole. Alright. Dan noem 'n algemene gevolgtrekking wat gaan maak kan word uit die resultate wat verkry is. Wel, jy kan duidelik sien in die resultate, dit bly dieselfde, dis 20.5 en 20.5. So die kreatien-aanvullings het geen effek gehad op die testosteroonvlakke in die bloed nie. En jy praat altyd van jou onafhanklike faktor eerste en dan jou afhanklik na die tyd. Moenie praat van gemiddelde testosteroon het geen invloed op kreatien nie. Jou onafhanklike bepaal jou afhanklik. So geen kreatien-aanvullings of kreatien-aanvullings het geen effek op testosteroon gehad in die bloed nie. Noem 2 funksies van testosteroon in die manlike voorplanting. Wel, ons het mos net nog gesê, dit is verantwoordelik vir spermatogenese. So spermatogenese of die produksie van spermselle sal 1 punt wees, en dan natuurlik ook verantwoordelik vir die geslagskenmerke tydens puberteit. There you go. Dan kom ons by 3.5. Hulle is tog so lief daarvoor om dit vir julle te vra. Termoregulering, vir al die rol wat die velstrukture speel tydens dit. Want dis mos nou iets wat julle nog nie gedoen het. Julle doen dit mos vir die eerste keer in graad 12 en nog nie afgehandel in graad 10 en 11 nie. Watter diagram en een verteenwoordig bloedvate wat by lae omgewingstemperature is. Onthou, lae omgewingstemperature beteken dood eenvoudig dit is koud buite. As dit koud is, wil jou liggaam hitte binne hou. Jy wil nie hitte verloor na die omgewing nie. So jy gaan altyd soek vir die diagram waar die bloedvate vernou is. Right? En dit is definitief M. So daar is jou antwoord daarso. Nou vra hulle vir jou, verduidelik jou antwoord op 3.5.1. Jou antwoord is rede waarom jy M gekies het, is nommer 1 is want jou bloedvate is vernou, of dit het vasokonstriksie ondergaan. So minder bloed vloei naby die oppervlakte. Moenie sê geen bloed nie, minder bloed vloei naby die oppervlakte,
En dis gaan minder verlore weens uitstraling en jy behou dan dus meer hitte. Beskryf die rol van die sweetkliere op 'n warm dag. Ek dink as een van die so maklike vragie dat die kinders dit baie keer oordink het. En al wat jy hoef te gesê het, is die sweetkliere raak meer aktief. Nommer 1, meer sweet word geproduseer en meer sweet word dan vrygestel op die oppervlakte vir afkoeling tydens verdamping. Waar is hy? So dit klink so eenvoudig, nee. Tog kry kinders dit verkeerd. En dan die laaste enetjie, 3.6. Nou ja, hier moet jy bietjie mooi gaan lees hierso, want daar staan 'n potplant is op sy sy in 'n donker boks geplaas. En onthou, hier kan jy duidelik sien ons praat van groeibewegings. En daar's twee tropismes of groeibewegings van toepassing. En dit is fototropisme en geotropisme. Alright. Maar geotropisme, 'n fototropisme is nie van toepassing hierso nie, want dit is 'n reaksie op 'n ligstimulus. Maar hulle sê duidelik vir jou die boks is donker. En dis waarom jy jou werk goed moet ken. Laat hierdie tipe stellings nie vir jou uitvang nie, dat jy dit kan optel in die informasie van 'n vraag wat vir julle gegee word. Alright. So noem die groeirespons wat deur die stingel se opwaartse groei aangedui word. Nou jou kind wat jy omdentlik lees, jy gaan outomaties skryf fototropisme. Maar dit is nie, want dit is donker kas. So jy moet skryf geotropisme. Ja, dit is opwaarts, maar omdat jy kry mos iets wat positief geotropies is en iets wat negatief geotropies is. Maar enige groeibeweging in die donker gaan wees geotropisme. Dan noem die planthormoon wat verantwoordelik is vir die stingel se opwaartse groei. Dis auksine, skrikkelik lief vir hierdie vraag ook oor fototropisme. Verduidelik die groeirespons wat in die stingel waargeneem word. Alright, nou omdat hierdie plant horisontaal geplaas is, weet jy mos daar swaartekrag van toepassing. So jou auksine gaan lê aan die onderkant van die stingel. Alright, so nommer 1, as jy gaan 'n punt kry vir die feit dat jy praat van swaartekrag, jy gaan 'n vir die punt kry vir die hoër konsentrasie van auksine wat aan die onderkant van die stingel lê. En auksine weet ons vir jou derde punt dat dit selfverlenging of groei stimuleer. En dan gaan groei vinniger plaasvind aan die onderkant van die stingel versus die bokant van die stingel en jou stingel gaan opwaarts groei, opwaarts buig. Kwai beans, so die onderkant gaan vinniger groei as die bokant en jou stingel gaan opwaarts buig. En dan laaste enetjie vra hulle vir julle hierso. Verduidelik een manier waarop die stingel se opwaartse groei die plant bevoordeel. Mense as hy opwaarts groei, oor die algemeen, is daar 'n kans dat hy beter lig gaan kry. En as hy beter lig gaan kry, beteken dat hy gaan beter fotosinteer. As hy beter gaan fotosinteer, beteken hy gaan beter groei. Die ander ding is later aan ontwikkel daar nog iets wat ons bekend staan as blomme. En blomme is iets wat bestuif moet word. En blomme is iets wat kan ontwikkel in vrugte met sade wat versprei moet word. So daai opwaartse groei bevoordeel daai prosesse wat ek genoem het. So jy hoef net een van hulle genoem het vir jou dubbelpunte. Alright. En dit is dan die einde. Ek sal later aan vraestel 2 ook doen.